Met ons skriflesing is vanmôre uit die Johannes Evangelie, Johannes hoofstuk 6. Ons gaan lees vanaf vers 30 tot 40. Ek dink op die bord sal hy van vers 30 wees, maar ek gaan so van vers 28 lees. Voor ons lees gaan ons net saam bid. Almagtige God en hemelse Vader, dankie dat ons weer eens ook in hierdie oggend en hierdie diens voor U kan buig as die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dat ons U kan aanbid as ons hemelse Vader wat in die hemele woon. Ja, dat ons kan bid vir die eer en die heiliging en die lof van U groote naam, Here. U wat toekom al die eer en die dank en die aanbidding van ons hart. U grootheid en die almag wat ons nie eens kan pyl nie. Ons maar net in die skepping ietsie daarvan sien. Klein bietjie daarvan sien en dat dit vir ons oproep om na U woord te gaan en daarin die waarheid te soek en meer te leer oor U self. Daarom dank ons U vir hierdie twee openbaringe, vir die natuur en vir die skriftuur, vir U woord, waarin ons U kan leer ken. En U het self gesê dat dit is die ewige lewe, dat ons U ken. En ons dank U daarvoor, Here, dat U self so aan ons bekend gemaak het, dat ons U kan ken. En ons weet, Here, dat U deur die Gees hierdie wonderlike werk doen om ook hierdie kosbare waarhede aan ons te openbaar. En ons bid vanmôre, Here, dat U woord sal seën. Ons bid vir die verkondiging van hierdie woord die hele wêreld deur, so baie plekke, Here. Dat U elkeen wat daarmee besig is sal seën, die uitdra daarvan, die hoor daarvan. En dat U sal roep die wat U verordineer het, Here, die wat na U toe kom met hulle hele hart, en dat U hulle sal aanraak, ook in hierdie dag, die verkondiging van U woord sal seën. Ons bid vir die gemeente hier, ons bid vir die gemeenskap, ons bid vir hulle wat in nood is, bid vir hulle wat swaar kry, dat U met elkeen van hulle ook in die besonder sal wees, Here. En ook vanmôre dan in hierdie diens, wees hier teenwoordig, Here, en dat ons meer van U kan sien en van U kan leer. Ons vra dit om U naam se ontwil. Amen. Vers 28, hulle vra hom toe, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? En Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. In vers 30, hulle sê toe vir hom, watter wonderteken kan U doen, sodat ons dit kan sien en in U kan glo? Wat gaan U doen? Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan, hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. En Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Hulle sê toe vir hom, meneer, gee ons tog altyd hierdie brood. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Maar wat julle betref, ek het reeds gesê, julle sien my, en tog glo julle nie in my nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Ek het van die hemel af gekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal het gaan nie. Maar hulle almal die laaste dag uit die dood sal het opstaan. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en hom glo,
die ewige lewe sal hê. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Tot sover die woord van die Here. Nou hierdie hoofstuk in die Bybel is 'n baie bekende hoofstuk, want dit begin met 'n baie bekende verhaal, die verhaal van die vermeerdering van die brood en die voeding van 5000 mense, of soos baie miskien bereken, dat dit baie meer was, dit kon 15 of 10.000 gewees het. En die mense wat dan dit ervaar het en beleef het hom ook gevolg. En hulle het na hom gesoek. Hy het hulle gevoed met hierdie 5 brode en die 2 visse. En hierdie was 'n groot wonderwerk, maar nie net 'n wonderwerk van barmhartigheid of van medelee nie. Maar dit was eintlik 'n teken van wie hy werklik was. Die een wat nie net die fisiese honger stil nie, maar ook die geestelike honger bevredig. En Johannes, die skrywer van hierdie evangelie, het altyd 'n spesifieke doel gehad. As baie wonderwerke wat Jesus gedoen het en die 3 ander evangelies beskrywe baie ander wonderwerke ook. Johannes was baie selektief in sy 4de evangelie wat na die ander 3 geskryf was, om sekere wonderwerke te gebruik en uit te lig met die doel om 'n sekere boodskap oor te dra. En die hoofdoel van Johannes, die apostel wat hierdie evangelie geskryf het, vat hy eintlik saam in Johannes 20 vers 31 en hy sê, maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. So dit was sy fokus. Elke wonderwerk, en as hy wonderwerk genoem het, dan was hy veral daarop gesteld gewees om te fokus op die woorde van Jesus daarna. Nou na daai wonderwerk wou die skare hom koning maak, maar Jesus het hom onttrek. Want hulle begeerte was 'n aardse redder, 'n verlossende Messias. En later het die skare hom weer gesoek. En die rede waarom hulle gesoek het, hulle wou nog kos gehad het. En daarom sê Jesus in vers 26, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het en versadig was. So ten spyte van hierdie wonderwerk, van die vermeerdering van die brood, was die mense se reaksie tog vreemd gewees. Hulle was bereid om 'n verlosser te ontvang, maar net vir hulle aardse bevryding en vir hulle eie selfsugtige begeertes. En dit is ongelukkig ook so dat in die godsdiens en selfs die Christelike geloof baie mense se fokus is op hulle eie begeertes en hulle eie behoeftes. En in plaas van hierdie mense om in eerbied neer te val voor Christus, besluit hulle eerder ons wil hom gebruik. Hulle het gedink hulle kon hom koning maak en dan soort van 'n revolusie veroorsaak om die Romeinse juk af te gooi. Daar was niks van aanbidding. Daar was niks van 'n uitroep om genade nie. Dit was meer iets wat hulle wou gehad het. Hulle wou iemand gehad het wat vir hulle klompie triks kon doen. Soos wat 'n mens 'n spaarwiel gebruik in tye van nood. En dit is ook baie keer so, mense in die kerk, hulle soek sulke klomp triks. Hulle gebruik die Here net in tye van nood. Augustinus, die kerkvader, het gesê, Jesus word dikwels vir iets anders gesoek
En nie net ter wille van homself nie, vir wie hy is nie. Mense soek na baie dinge. Gedurige soek in hulle hart na verskillende dinge. Ek lees van Marcus Aurelius, ek weet nie of jy weet, die stoïsynse filosoof, die Romeinse keiser, hy het geleef het hier 180 na Christus, wat hy die bekende uitspraak ook gemaak het in sy filosofie, dat die mens soek na retreats. En dit lyk my, dit is nogal iets wat deur die eeue daar is onder die mense. Hy sê, in sy tyd reeds, hulle soek na retreats. En hy sê, daar is niks meer verkeerd nie. Dis goed, maar hy sê, die beste retreat is om vrede en rus in jou siel te hê. Om vrede en rus in jou siel te wees, maak nie saak van die omstandighede na buite. Dit gaan nie net oor die fisiese nood in jou lewe nie. Daar is 'n geestelike behoefte wat vervul moet word, wat diep in die binneste van die mens se hart is. En ons sien in hierdie geval, hierdie mense het nie daarna gesoek nie. Hulle het net na die uiterlike bevrediging gesoek om hulle honger te stil. Maar die Here gaan hom nie beskikbaar stel vir hierdie wense van die mense, hierdie veranderlikes en hierdie fantasieë wat mense opbou rondom hom, waarvoor hy net daar is om deur hulle gebruik te word nie. Soveel voorbeelde in die Ou Testament. Israel leef in sonde. Roekeloos. En dan verloor hulle die oorlog teen die Filistyne. En in plaas van om na die Here te draai, dink hulle, ons gaan maar gou 'n klein oplossing probeer skep, ons moet die ark gaan haal. En solank die ark hier in ons midde is, dan dink ons die Here is hier by ons. Hy sal ons help. Hulle wil die Here manipuleer. Hulle harte was ver van hom af. Toe gebeur die tragiese, die Filistyne kom steel die ark. Die Here vertrou hom nie toe aan iemand wat nie uitroep na hom om genade en barmhartigheid nie. Hierdie mense het nie die nodigheid daarvan gesien om hulle lewe te verander nie. Hulle het nie die nodigheid van bekering gesien nie. Hulle het nie enigstens gedink hulle is sondaars nie. Nou word die Here gebruik. Ons lees in die Bybel dat die Here baie duidelik ook hieroor praat. Ons sien dat ons kan nie 'n aanspraak maak op die Here nie. Hy luister nie in die eerste plek na hierdie eise van ons nie. En dan kom Jesus met 'n wonderlike antwoord vir hierdie mense. As hulle so na hom soek, as hulle so na hulle uiterlike behoefte en die bevrediging daarvan soek, dan kom Jesus met hierdie gedeelte in Johannes 6, een van die geliefde gedeeltes, wat hy met hierdie skare dan praat en in gesprek gaan, en vir hulle sê, maar hy is die eintlike antwoord vir die diepste behoefte in die mens se hart. Vers 30 sien ons, begin hulle en hulle kom met 2 eise na Jesus. En ons sien as 'n kenmerk van die natuurlike mens. Kom met eise na die Here. Val nie aan sy voete om hom te aanbid nie. En die eerste eis is in vers 30 sê hulle, watter wonderteken kan u doen sodat ons dit kan sien en in u glo? Wat gaan u doen? Hierdie vers wys eintlik op hulle hardkoppigheid en hulle ongeloof. Selfs die wonderwerk van die vermeerdering van die brode was nie genoeg vir hulle gewees nie. Die wonderwerk wat hulle pas beleef het, iets merkwaardigs, dit was nie genoeg nie. Ons soek nog meer. Die Here help jou miskien uit. Hy bring 'n verandering. Hy verhoor jou gebed. Maar jy glo nog nie. Jy soek nog meer.
Hy soek nog meer tekens van sy liefde. Onversadigbare soeke na tekens. Maar dit is eintlik maar net 'n gebrek aan geloof. Daar's baie mense ook, en mens kry ook selfs kerke, wat mense afhanklik maak van sigbare wonderwerke om hulle geloof te versterk. In plaas van om te vra, wie is u? Ek wil meer weet wie u is, vra hulle vir hom, wat gaan u doen? Wat gaan u doen? Hulle het reeds in sy bediening beleef hoe hy mag oor die natuur het, oor siekte en oor dood, en dan vra hulle nog, wat gaan u doen? Wys 'n mens daarop dat geloof nie groei deur tekens en wonders nie. Geloof groei nie daardeur dat 'n mens elke slag ervaar as jy siek is, dan word jy gesond. Of as daar iets in nood in jou lewe is en dit gaan beter. Geloof groei deur 'n hart wat oop is vir die waarheid. En groei deur die woord van God. Dat selfs die grootste wonderwerke kan nie 'n hart van ongeloof verander nie. Hierdie mense het al hierdie wonderwerke gesien, maar hulle oë was steeds toe gewees, want hulle het 'n verhouding van ongehoorsaamheid geleef. Sien dit in Israel se lewe. Hulle het die 10 plaae gesien. Seker van die grootste natuurlike wonders wat daar kon wees. Hulle het gesien hoe die Here die Rooi See oopmaak met die vyand hier op hulle aan hulle agterkant. Hulle was amper totaal vernietig gewees en die Here open die Rooi See. En te midde van al hierdie groot wonders sou hulle net aan die ander kant van die Rooi See kom en dan dadelik begin murmureer teen God. Ware geloof kyk nie na die dade nie, maar sien die persoon. Wonderwerke kan jou verstom, maar net die Gees van God kan jou hart verander. En Jesus gaan in die volgende verse aandui dat hy self die ware teken van God is. Karakter van ongeloof is jy benader geloof in terme van tekens en wonder, en dis nimmer eindigend. Dis nimmer eindiging, dit hou net nie op nie. Jesus sê glo. Glo in my. Mense gaan verder, hulle sê ons voorvaders het manna in die woestyn geëet, soos daar geskryf staan, hulle het brood uit die hemel gegee om te eet. Hy het hulle brood uit die hemel gegee. Nie verwys hulle na die gebeure in die woestyn waar God vir hulle manna gegee het uit die hemel om hulle te voed. En hulle gebruik hierdie as 'n direkte toets vir Jesus, dat hulle eintlik vra, Here, kan U iets groters doen as Moses? Is hy groter as hy? Hulle wil hom meet aan Moses. Hulle wil weet of hy vir hulle daaglikse brood sal verskaf. Vir hulle was Moses die indrukwekkende teken, omdat hulle manna gehad het vir 'n lang tyd. Maar hulle het nie besef dat dit nie Moses is wat die brood gee nie, maar God is wat dit voorsien. Hy was net 'n profeet, maar die een wat self die lewende brood is, die ware en die ewige voorsiening kom van God af. Hulle verlang na die fisiese brood, maar Jesus was die beeld van die ware brood van God. En soos met die volk in die woestyn, is dit maklik om te verlang na die dade van God, sonder om met 'n hart die Here self te soek. En dat Jesus in hierdie gedeelte wys, hy sou die hemelse brood wees. Die aardse brood help vir jou tot liggaamlike oorlewing. Die Here voorsien vir jou. Hy gee vir jou kos, jou daaglikse brood. Hy gee vir jou geld om dit te koop, hy gee vir jou gesondheid. Hy gee vir jou 'n oes.
maar hy het in hoofsaak gekom vir die redding van die siel, vir die geestelike oorlewing. Daarom antwoord Jesus as hy sê, dit verseker ek julle. Dit is nie Moses wat vir julle brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Hy antwoord hulle deur hulle te wys op 4 foute wat hulle maak. Hy sê Moses het nie die brood gegee nie, dis God. Hy het dit laat reën. Moses het dit georganiseer. Die brood was God se gawe. Die tweede een, hy sê die manna is ook nie die eintlike brood nie. My Vader gee die ware brood. Moses se brood het nie lank gehou nie. Jy weet selfs hulle moes dit dag vir dag gaan optel en as dit langer probeer hou het dit sleg geword. Dit kon nie lewe gee nie. Want selfs daardie mense wat die brood in die woestyn geëet het, het almal gesterf in die woestyn. Die ware brood van God kom uit die hemel. En dit gee lewe. Hy sê in die derde plek vir hulle dat Moses het nie net fisiese voeding gegee nie. Die ware geestelike brood gee lewe. Dit hou die geestelike dood weg. En in die vierde plek sê hy die manna was vir Israel gewees. Maar die manna en die brood van die lewe wat God sal gee, sal vir die hele wêreld wees. Vir die hele wêreld. Vir alle mense. Van alle tye. Daarom sê hy, want die brood van God is hy wat uit die hemel neergedaal het. En die wêreld die lewe gee. Jesus sê dat hy kom nie net vir fisiese voorsiening nie. Hy kom nie net vir jou aardse behoeftes nie. Hy kom om die ware brood, die ewige lewe te gee. Hy is die bron daarvan. Dit kom van God. En net soos die manna wat die Israeliete in die woestyn gekry het, hulle oorsprong nie by 'n mens het nie, maar by God, soos hierdie brood wat ewige lewe gee, het sy oorsprong ook by God. Hulle kom toe met 'n tweede eis. Vers 34, hulle sê toe vir hom, meneer, gee ons tog altyd hierdie brood. Hulle hoop nog steeds op die brood, op die kos. Hulle vra dat die Here nie sal ophou gee nie. Nou dis die natuurlike mens. Hulle verstaan nie die dinge van die Here nie. Al wat dit gaan is oor hierdie lewe. My behoeftes hier. Hier moet dit met my goed gaan. Die Here moet my gesond hou. Die Here moet my voorspoed gee. Jy weet, as Jesus hier hulle geantwoord het en gedoen het wat hulle gevra het, sou hy hele nasie gewen het. As hy ingestem het en vir hulle gesê het, maar dis reg so, ek sal vir julle van nou af elke dag brood gee, dat julle almal oorvloed het, julle hoef nie eens te gaan werk nie, daar sal elke dag brood op die tafel wees, hy sou die hele nasie gewen het. Hulle sou hom in 'n posisie geplaas het van die hoogste regering, amper soos 'n Josef in die tyd van Farao, om konstant brood te verskaf. Maar dis nie waarvoor hy gekom het nie. Hy antwoord hulle nie. En hy sê nie hy sal dit doen nie. Mense soek hierdie onmiddellike bevredigings. Hierdie fisiese behoeftes. Maar Jesus kom en hy kom met hierdie baie belangrike antwoord in vers 35, hierdie kernvers. As hy vir hulle sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. In Johannes Evangelie kry ons 7 ek is uitsprake, ego eimi.
Dit verwys terug na Eksodus hoofstuk 3, waar die Here homself aan Moses openbaar het, en toe Moses vir hom vra, wie is u, het hy gesê, ek is wie ek is. In die Grieks, ego eimi. En hierdie is die 7 uitsprake wat Johannes ook hier gebruik om sy doel te vervul, om te sê dat Jesus is inderdaad God. Ek is die brood van die lewe. Nie die fisiese lewe nie, die geestelike lewe. En die wat na hom toe kom, sal nooit weer honger kry nie. Dat hy hierdeur wil sê, die diepste behoeftes en die verlange van elke mens kan deur hom vervul word. Selfs goeie goed in ons lewens, of dit geld is, of dit familie is, of dit gemak is, wat ook al. Dit kan jou nooit ten volle vervul nie, daar sal altyd 'n leemte bly. Maar Jesus sê, hy kan ten volle versadig, hy kan ten volle vervul, hy kan so versadig, dat jy nie weer honger sal kry nie. Ek het na baie dinge soek. Ek het onlangs gesien 'n jong man, met wie hulle 'n onderhoud voer. Dis een van hierdie jong mense wat so oor die wêreld beweeg in verskillende lande en oral wys wat daar aangaan. Toe vra hulle vir hom. Hulle sê vir hom, as iemand 'n ongelukkige mens is, sal dit vir hom help as hy op 'n wêreldtoer gaan, as hy al hierdie verskillende lande besoek, sal dit hom gelukkig maak? En toe antwoord hy baie beklemtoonend, nee. As jy nie geluk in jouself het nie, sal al hierdie toere jou nie gelukkig kan maak. So beskrywend, jy kan hierdie brood eet, die fisiese brood, maar dit gaan jou nooit werklik versadig nie, want Jesus alleen kan die siel versadig. Daar is nie meer honger as jy hom ontmoet nie. Die wêreld kan nooit versadig nie. Hy sê 2 dinge moet jy doen. Hy sê jy moet kom en jy moet glo. Sien, na Jesus toe kom, is nie iets geografies nie. Jy moet van die wêreld na hom toe draai, jy moet van die sonde na Jesus toe draai. Jy moet iets agterlaat en na hom toe kom. Jy moet bereid wees om jou kruis op te neem en hom te volg. Beteken as jy kom om van hierdie brood te eet, sal jy op jou aangesig moet val. Jy sal jou onwaardigheid moet besef en jy sal moet besef jy het die liefde van God nodig en dit is hy alleen wat jou kan verlos en jou kan vul. Jy moet hom ontvang soos hy is. En hy is die enigste wat lewe kan gee en wat dit kan onderhou. Hy gee nie net brood nie, sê hy hier, hy is die brood. Hy het nie net gekom om lewe te gee nie. Hy is die lewe. Hy het nie net gekom soos op 'n ander plek sê met die Samaritaanse vrou om water te kom gee nie, hy is die water. En alles wat hy is, dit gee hy. Hy het gesê hy het gekom om vrede te bring. Hy is vrede. Hy het gesê hy het gekom om liefde te bring. Hy is liefde. Alles wat hy bring, dit is hy. En alles wat hy het, gee hy vir die wat kom en wat glo. En dan sê hy in vers 36, maar wat julle betref, ek het reeds gesê, julle sien my, en tog glo julle nie in my nie. Hulle het alles gesien. Gehoor wat Jesus gepraat het, sy wonderwerke gesien, maar hulle het nie geglo nie. Hulle wou hom nie hê nie. En so kan die Here ook aan baie mense baie doen, baie vir hulle gee, en nogtans het hulle nog niks met die Here te doen nie. Hy sorg vir jou van dag tot dag.
Hy gee vir jou gesondheid, hy gee jou krag, hy gee jou lewe. Maar dis nie genoeg nie. Jy glo nog werklik nie in hom nie. En dan vers 37 sê Jesus, elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Dat dit amper is asof die Here hier met homself praat. Dat hy sê vir die skare, julle het gesien, julle het nie geglo nie. Maar hy het geweet, al wat die Vader hom sal gee, sal kom. Dit was die bemoediging en die bediening van Jesus, en dis die bemoediging en die bediening van die kerk en elke een wat die evangelie verkondig. As jy na die wêreld kyk en jou werk van in die Here se koninkryk beoordeel aan mense se reaksie, sal jy moedeloos word. Hier is die Seun van God, die brood van die lewe, doen wonderwerke, praat soos nog niemand voorheen gepraat het nie. En die mense glo, baie van hulle glo nog nie. Jy kan partykeer jou hart uitstort en daar's geen reaksie nie. Maar Jesus sê dis ook goed. Want al wat die Vader vir hom sal gee, sal na hom toe kom. Die verantwoordelikheid vir iemand se redding en om gered te word, lê nie by my of by iemand anders nie. Jesus sê, niemand sal na hom toe kom as die Vader hom nie trek nie. Hierdie verlossing, hierdie oë wat moet oopgaan, wat die versadiging in Jesus sien, is die Vader se verantwoordelikheid. Dat elke Christen is 'n gawe van die Vader aan die Seun. Wat 'n heerlike gedagte. Elke gelowige, elkeen wat na die Jesus gekom het en geglo het, is 'n gawe van die Vader aan sy Seun. 2 Tessalonisense 2 vers 13 sê, ons moet God altyd vir julle dank, broers. Die Here het julle lief. En God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deur die Gees, deurdat die Gees julle vir hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo. Jesus sê hy is nie in wanhoop oor mense se ongeloof nie. Want God se plan sal nooit misluk nie. Hy sê in vers 37, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Niemand kom na Jesus as die Vader hom nie trek nie, en as baie mense wat glad nie na God soek nie. Romeine 3 sê vir ons dat die goddelose mense, en ons sien dit oral rondom ons, soek eintlik nie na God nie. Maar elkeen wat die Vader vir hom gee, kom na hom toe. En hierdie belofte is in gebed, dat Jesus sê, elkeen wat kom, soos hy hulle uitgenooi het, kom en glo, hom sal ek nooit uitwerp. Geen een wat in sy hart die behoefte voel en hierdie dors voel en hierdie hongerte het, sal hy ooit uitwerp. Matteus 11 het hy ook gesê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal jou rus gee. Jesaja 55 sê, kom almal wat dors het, kom na die waters en drink, kom koop. Kom. Hy sê wie ook al kom, ek sal nooit uitwerp. Wat 'n troos vir elke mens. Maak nie saak waar jou lewe is of waar dit was nie. Vers 39 sê, dit is die wil van hom wat my gestuur het. Dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Baie die wonderwerke gesien, nie geglo nie. Tog kom hy met hulle na die hele skare mense, met die dringende uitnodiging, kom en glo.
En baie draai hulle rug op hom, dan sê hy, ek is nie bekommerd daaroor nie, want die Vader trek die wat hy vir die Seun wil gee. Maar dan sê hy hierdie selfde groep, wat die Vader vir hom gegee het, wat na hom gekom het en wat hy nie sal uitwerp nie, hy doen nog meer met hulle. Hy sê, hy sal hulle bewaar tot die laaste dag. Hy sal nie een van hulle verloor nie. Wat 'n troos vir die Christen mens, dat jy wat gekom het, as jy gekom het, en as jy glo, en as jy die brood van die lewe geëet het, hy sê, dan sal ek jou vashou, hy sal jou bewaar tot op die laaste dag. In die hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 vers 12 bid Jesus vir die Vader, en hy sê, dat nie een van hulle verlore mag gaan, wat U vir my gegee het nie. Nie een. Hy sal hulle vashou, sy hand. Hy stop nie daar nie, kom by vers 40, met nog 'n uitnodiging. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Dat die Here ook hier wys op die menslike verantwoordelikheid. Elkeen wat die Seun sien en glo, sal gered word. Van die mense kant af is die deur oop. Elkeen wat wil, kan kom. Elkeen wat sien en glo, is welkom. Dit beteken baie mense wat vra het, sal God my aanvaar? Wat van die uitverkiesing? Die Bybelse boodskap is, van ons kant, van die mense kant af, die deur is oop. As jy wil kom, kom. As jy wil sien en glo, jy is welkom. Niemand sal teen sy wil hemel toe gaan en niemand sal teen sy wil hel toe gaan nie. Die uitnodiging staan daar. Ek is die brood van die lewe. Ek wil afsluit met, miskien bevoel u bewus van die realiteit van Christus. Die begeerte om te glo en na hom te kom. As daar enigstens daardie behoefte is, dan kan jy dit weet, die Vader trek jou. En as hy jou trek, dan kom jy. Want jy's 'n geskenk aan die Seun. Die kerk het nie nodig om triks te doen en om allerhande entertainment te veroorsaak om die evangelie van mense aanvaarbaar te maak nie. God het sy Seun gestuur, en as hy nie vir jou genoegsaam is nie, gaan hy nie vir jou iets anders gee nie. Die volheid is in sy Seun. En as jy nie ter wille van hom glo en ter wille van hom kom, gaan die Here nie vir jou iets anders gee nie. Maar as jy kom, as jy geskenk aan die Seun, kan jy jou lewe in sy hande plaas, en hy sal jou ten volle bevredig. En hy sal jou vashou tot die einde. Ek dink baie keer in die verhaal van die verlore seun, ons het dit 'n paar Sondae terug gedoen. Wat wou hy hê? Hy wou lewe. Ou vroeër jare, ek weet nie of jong mense dit vandag nog sê nie. You must have a life. Jy moet 'n lewe hê. En hy het rondom die huis gekyk en gesê, dit is nou maar 'n flou bestaan hierdie. Hy het miskien gesê, ek gaan maar weg, ek soek 'n bietjie aksie. Hy wou lewe gehad. Hy het versadiging gesoek. Hy het die lewe geïnterpreteer as klere, skoene, juwele, geld, eet, drink en partytjies, en waar beland hy in die varkhok? En wat het gebeur? Hy het uit die varkhok gekruip en uit huis toe gegaan. En wat kry hy toe daar by die huis? By sy pa? Klere, skoene, juwele, geld. Al sy behoeftes is vervul, 'n fees. Alles wat hy wou gehad het in sy soeke in die wêreld, was maar eintlik by die Vaderhuis. Soos Augustinus die kerkvader ook gesê het,
U het ons vir U self geskape. En ons hart is onrustig totdat dit rus vind in U. Die leemte, die hongerte in elke mens, die soeke na betekenis, die soeke na liefde, die soeke na vrede. Net God kan dit vul. As jou hart in Hom veranker is. As jy die brood van die lewe eet, sal jy nooit weer honger kry nie. Kom na my toe, want ek is, sê Jesus, die brood van die lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons ook vanmôre net opnuut na hierdie gedeelte kan kyk en kan hoor en kan sien dat U, Here, inderdaad die Seun van God is. U wat ons geskape het, gemaak het na U beeld. U wat ons diepste behoefte ken. En dat ons kan hoor met hierdie goddelike uitspraak, ek is die brood van die lewe. Here, dat as daar in ons harte miskien nog 'n soeke is, dat ons dit opnuut sal hoor, U uitnodiging, wat sê kom en glo. Dat hierin vir ons 'n wonderlike troos is, dat al wat die Vader U gee sal na U toe kom, en dat U hulle nooit sal laat gaan weer. Dat U hulle sal vashou. Wat 'n troos. Wat 'n bevrydingswoord. En mag dit vir ons ook troos en bemoedig, ook in hierdie dag. Ons vra dit om U naam se ontwil. Amen.